Goeiemôre. Wow. Dis Sondag en ons sê altyd Sunday is fun day. Ek sê gewoonlik op ek vertrou regtig, ek weet in die week het van die groot stemme in ons land het met ander mense connect en hulle het met die president gaan gesels oor om kerke regtig essential te maak. En dit gaan nie vir my soseer om die kerkgebou oop te maak nie, want baie mense dink dis dat ons net by Sondag by mekaar kan kom. Ek wil vir jou sê dit is baie meer as dit. Die kerk, die ekklesia, die samekoms van die gelowiges is soveel meer as net om by mekaar te kom op 'n Sondag. Ek glo my hart, ons het 'n boodskap en ons het 'n boodskap van hoop, ons het 'n boodskap van lewe. Ons is die hande en die voete van Jesus in hierdie tyd. So ek vertrou regtig dat ons binnekort by mekaar sal kom. Ek dink dan by myself, wat vir my altyd so lekker is as ek bedien by die kerk, iets wat vir my lekker is, wat altyd uitstaan is na die boodskap, wat die Here kom doen het in die boodskap en ons kan uit dit uitvloei en ons kan mekaar bedien, ons kan hande oplê en ons kan vir siekes bid, ons kan vir deliverance bid, ons kan vir soveel dinge bid. Maar as ek nou as ek hier opstaan en ek klim af, gaan ek nou kos maak en gaan was het op bank. So dis 'n bietjie van 'n antiklimaks vir my. So ek kan nie wag vir die dag wanneer ons by mekaar kom en dat ons hande op mekaar kan lê en ons kan mekaar druk en ons kan mekaar lief wees en ons kan net sien hoe die Here weer deur ons vloei en ek kan net nie wag nie. Dit is vir my regtig dis iets waarna ek regtig uitsien. Ek wil net so 'n paar mense groet. Daar's iemand wat my gister gevra het en gesê het asseblief kan jy my net ook groet. So Werner, ek groet jou vandag heel eerste. So ek hoop jy geniet die livestream vandag. Hy het gevra asseblief groet my net. Ek groet jou dan nou vanoggend. Werner, welkom op livestream, welkom op Facebook online. Ek sien dis 'n hele klomp mense wat al ingejoin het. Terwyl ons nog so 'n bietjie wag vir ons om op te kom, share gou, begin 'n watch party. Ek glo regtig in my hart dat die Here vir my 'n profetiese insig gegee het in die woord wat ek vanoggend gaan share. En ek glo in my hart as jy saam met ons geworship het, ek het regtig die songs gekies. Die eerste song het ons dis 'n declaration om te move, om te beweeg, om to go from death to life, to go from darkness to light, to go from mourning to dancing. It's a time to move. En ek glo my hart, die woord wat die Here vir my gegee het, is regtig dis 'n profetiese insig vir die tyd waarin ons is en die Here gaan vanoggend met iemand praat. Ek weet dit. So asseblief, as jy kan share hierdie met jou vriende, tag iemand, begin 'n watch party, soos wat ook al jy in jou hart voel om te doen. Maar ek glo regtig in my hart vanoggend gaan iemand insig kry, nie net oor die omstandighede waarin jy is nie en wat jy self bevind nie, maar wat die Here wil doen in hierdie tyd. Ek sien so, hi Shirley, dit is so lekker om julle altyd te sien. Tannie Erika, jy is amazing. Ek hoop jy voel al beter. Shamaine, julle kan nie wag dat almal weer op die stage worship nie. Ons gaan baie binnekort gaan ons eie live worship, ons band gaan in die oggend die worship vir ons lei. Vir tyd en wyl wat ons in die lockdown is, gaan ons gaan die beste daarvan maak. Ons gaan nie laat dit ons onderkry nie. So watch this space. Johan, julle, Anne-Marie, ag nee, dis my so regtig lekker om almal te sien. En ja, so ek is regtig opgewonde. Ek het wel 2 verjaarsdae ook vanoggend wat ek net vinnig wil geluk sê. Dis Brenda, sy verjaar vandag en Nelsia, hulle is albei van ons Middelburg live groep en ek wil net vir julle ook sê baie geluk met julle verjaarsdag. En dan ja, het die share button, kom ons kry die boodskap uit. En dan ek weet nie wie van julle as jy net so, jy kan dalk vir my Shopee wys daarso. As jy gister oom Angus dit was 'n kort boodskap, ek raak eintlik emosioneel net as ek weer daaraan dink. Hy het eintlik 'n Mighty Men Conference globally uitgesaai. Ek het op 'n stadium gesien daar was so 8000 mense
live gewees en en hy het met mans gepraat en maar hy het met die man gepraat. Gewoonlik kom hulle na sy conferences toe en hulle is daar en dis net die mans wat daar is en hy het gister het hy die boodskap gebring oor oor die mans en terwyl hulle daar saam met hulle gesinne sit en as jy dit nie gekyk het nie, gaan kyk, ons het dit op ons live geshare en gister, so jy gaan kyk dit, gaan kyk, as jy dit nog nie gekyk het nie, gaan kyk dit. En hy praat regtig, hy praat met die mans en terwyl hy so praat, op 'n stadium het hy geroep, dis hy mans moet gaan kniel en hulle moet vir die Here weer kom regmaak en yes, ek het terwyl ek was besig om te werk en ek het dit geluister en ek sien in my geestesoog hoe mans, ek sê Here, ek wonder hoe lyk dit vir almal wat hierna luister, is daar werklik mans wat kniel, is daar werklik mans wat surrender vandag en ek was so gebless om na die tyd, ekskuus tog, het iemand foto's vir my gestuur en vir my gewys en gesê, kyk hier, en dit is seker real moments van mans wat rarig surrender, mans wat kniel vir die Here en sê, Here, ons kan nie hierdie op ons eie doen nie, ek het die so nodig. So, as jy dit nog nie gaan kyk het nie, dit was regtig amazing. So ja, welkom Marijke, dit is so lekker. Franks, hallo. Okay, so, soos ek gesê het, ek glo my hart dat die Here het vir my 'n woord gegee. Ek het regtig in die week gebid en ek het gesê, wat is dit wat U wil hê met die boodskap. So ek het regtig probeer indruk en indelf en ek het gesukkel en ek het toe begin delf en toe die Here my op die pad vat. Toe begin dit net vir my een ding na die ander ding sin te maak en ek wil hierdie woord vanoggend met julle deel. My die tema van die boodskap vandag is, die titel is Look Ahead. Wat sê kyk vorentoe. Kyk net vorentoe, want net hiervoor is hy besig om iets te gebeur en so dit is die titel van die boodskap en ek gaan, miskien is julle, meeste van julle bekend met hierdie woord en met hierdie gedeelte in die Bybel. Nou ek glo in my hart vandag aan die Here iets dalk vir jou kom oopbreek, profeties, dat jy kan van een plek na 'n volgende plek beweeg. Nie dalk fisies nie, maar in die gees. Dis wat die Here wil kom doen vandag, want ons is so stak, ons is so vasgevang, ons is so, ek dink as mense in die lockdown, as hierdie mentality begin aanneem, raak jy, you get stuck. En die Here wil vandag daai ding kom breek oor iemand, al is dit 1, al is dit 2, al is dit 3 vanoggend. Weet dit vanoggend dat die Here daai mentaliteit van om vasgevang te wees, oor jou gaan kom breek vanoggend. En ek wil net 'n bietjie geskiedenis gee van voordat ek die gedeelte lees. Ons almal ken die hele storie van die Israeliete wat in slawerny was en hulle het uitgekom en Moses het hulle uitgelei en Farao het hulle laat gaan en hierdie ouens gegaan en op 'n stadium toe kom hulle by die Rooi See en intussen het Farao sy planne verander en hy het gesê nee. Hy stuur 900 van sy beste chariots om daai Israeliete te gaan haal, hulle moet terugkom. Daar was die manier nie, hy het 'n fout gemaak, hulle moet hulle gaan vang. En hier gaan hierdie ouens en hier kom hulle by die Rooi See aan en hier is hulle vasgevang. Hulle is soos, okay, ons gaan vandag doodgaan, want hier kom hierdie ouens agter ons aan. Hulle is kwaad vir Moses, hulle sê Moses, kan jy ons nie maar net gelos het nie, dat ons maar net eerder slawe gewees het, maar nou gaan ons doodgaan. En Moses sê vir hulle, ouens, ek wil hê julle moet terugkyk en ek wil hê julle moet daai ouens sien, daai vyande wat op pad is, daai chariots wat op pad is. Wil ek hê julle moet vir hulle kyk. Julle kan die skrif gaan lees. Hy sê look at them en kyk mooi want jy gaan hulle nie weer sien nie. En mag dit ook 'n profetiese ding wees of 'n encouragement vir iemand vandag wees om te sê, kyk terug, jy sien daai vyande, jy gaan hulle nie weer sien nie. Dis wat die Here vandag vir jou sê en hierdie aanstaan en Moses vat sy staf en hy slaan oor die water en die Rooi See maak oop en daar gebeur, ek dink dis een van die grootste miracles wat ooit gebeur het. En hulle begin deur te stap op droë grond deur die Rooi See. En daar gaan hulle, en dan agteraf kom die chariots, daai ouens kom, dis iron chariots, dit is sy beste ouens. En soos wat hulle deur die Rooi See gaan, en toe die laaste ou uitgaan, toe maak die see toe, bo op al daai vyande.
En die woord van die Here sê, nie een van hulle het survive nie. Wat Moses vir hulle gesê het voor daai water is, het gesê, kyk ouens, julle gaan nie weer daai vyande sien nie. En dit het waarlik so gebeur. En hulle kom aan die ander kant uit, en dit is, ek wil jy met jouself in hierdie situasie sien, goed wat jy die Here vir vertrou het, en ons sing daai sang, ons sê, you are a way maker, you are the promise keeper, you are the light in the darkness, en dit is wat ons, en dan ewe skielik maak die rooi see voor jou oop, en die Here maak vir jou weg uit 'n ding uit wat jy nie gedink het, jy sal ooit daar deurkom nie, en jy kom aan die ander kant uit, en you are on a spiritual high. Jy is, man, ek dink hierdie ouens, wat as jy gaan kyk, die paragraaf daarna, Miriam, hulle het met die tamboeryne gedans, hulle het gecelebrate, hulle het geworship, hulle het gepraise, man, dit was, they were on a spiritual high. They were untouchable, they were unshakable, unmovable. Jy weet presies hoe dit voel, wanneer jy hierdie ding is en jy dink, ek is op 'n mountain top, vir dit wat die Here kom doen het. Ons almal weet wat dit is. Almal, die Here het 'n weg al gemaak vir elke een wat volgende kyk. En jy kom deur en jy is op hierdie mountain top. Maar die lewe, die journey van die lewe bestaan nie net uit mountain tops nie. Dit bestaan uit valleys en mountain tops. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat die valleys, die valleie leer vir my en jou lesse wat die mountain top nie kan nie. So dis lekker om op die mountain top te wees, dis akelig om in die valley te wees. Maar die valley is die plek waar ek en jy so naby aan die Here leef en so die Here se stem duidelik kan hoor. En dan partykeer is dit, ek het al gesien, as dit regtig moeilik gaan en as dis asof mense net nader trek in die Here en dan lig jy jou uit daai ding uit en dan kom 'n release en jy's op 'n mountain top en jy celebrate en dis lekker om daar te wees. En dis presies waar hierdie ouens was. En ek wil hê as jy 'n Bybel het, wil ek hê jy moet asseblief gaan na Exodus 15 vers 22. Dit was gewees net voor waar ons nou gaan lees. Is die ouens deur die Rooi See, die Here doen amazing wonderwerke, hulle celebrate, letterlik die paragraaf daarna. Exodus 15 vers 22 sê, ek gaan ons uit Engels uitlees, ek lees uit die Engelse Bybel uit, so vergewe my daarvoor, so ek lees uit die New King James Version uit. Exodus 15:22. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur. And they went the 3 days in the wilderness and found no water. Nou, ek love it. Ek het gaan kyk die woord Shur, the wilderness of Shur, daai woord beteken wall. Dit beteken 'n muur. Nou, ek dink terwyl ek dit lees, dink ek, maar hulle het nou net, terwyl hulle toe hulle by die Rooi See gekom het, het dit gevoel of hulle 'n muur slaan. Dit het letterlik gevoel, ons slaan 'n muur, waarheen gaan ons kan nie links of waarheen gaan nie, ons kan nie vorentoe gaan nie. En dit was 'n fisiese ding wat hulle kon sien. Maar the wilderness of Shur, die volgende oomblik kom hulle in 'n plek waar dit is amper asof Here vir my gewys is soos 'n geestelike muur. En ek dink daar's soveel mense wat vandag kyk wat kan vereenselwig met 'n geestelike muur. Dit is wanneer jy bid en daar kom nie deurbraak nie. Dit is asof jy mens heeltyd hierdie ding, dis nie iets fisies wat jy kan sien nie, maar dit is asof ons 'n muur slaan in die gees die hele tyd. En dit is waar hulle self bevind. Hulle is in hierdie plek en hulle slaan weer 'n muur. Maar ek het nie genoeg tyd vandag om oor al hierdie dinge te praat, maar mense wat mure geslaan het, mense wat agter mure was, wat hulle gedoen het, ek net een voorbeeld, wat hulle gedoen het, Paulus en Silas, hulle was agter mure vas, hulle was in die muur, hulle kon nie verder gegaan het nie, en praise and worship, om God se naam groot te maak op die plek waar jy is dit wat jou gaan losmaak, dit is wat jou gaan vrymaak, en dit is nie net dit wat jou gaan vrymaak nie, ook maar die om jou, maar ons het nie tyd vandag vir dit nie, so, hulle kom in die wildernis van Shur, en hulle slaan 'n muur. Nou, wat vir my, hulle is op soek na water. Nou, hulle is nou net hierdie Rooi See, amazing wonderwerk gebeur, 3 dae later begin hierdie ouens weer te kla. Want dit is soek water. En water het ek nou gedink, is 'n essential ding. Dit is iets wat nodig is. En ek weet nie of jy vanoggend dalk kyk en jy dink, Here, maar
ek soek 'n werk, ek is op soek na finansies, dis essential goed, dis goed wat dis nie onredelik om dit te vra nie. Dit is 'n alledaagse ding, dit is necessities wat ek en jy nodig het om van te leef en dis asof dit net nie deurkom nie. Exodus 15 vers 23, die volgende vers sê: Now when they came to Mara, they could not drink the water of Mara, for they were bitter. Therefore the name of it was called Mara. Nou die eerste deel, ek wil vanoggend praat so 'n bietjie oor bitternis, oor bitterheid. En ek baseer dit, ek dink in die tyd waar ons is dit so relevant en die mense wat my ken, ek hou van encouraging boodskappe, ek hou van breakthrough, ek hou van, I want to encourage you, maar die Here vat my terug na die ding toe van die core van soveel dinge in die lewe en hulle kom by die water en hulle is excited want eventually kom hulle by water en toe hulle die water begin drink, dis die water bitter. En dis alweer nie wat hulle wou gehad het nie. En ek dink as gevolg van hulle wat, ek dink party van hulle was ook so dors, so hulle net aangehou drink het en hulle self bitter begin word. En ek wil vanoggend so 'n bietjie praat oor hoe gevaarlik bitterheid in ons lewens is. En ek wil hê as jy 'n bietjie na jou eie lewe kan kyk vandag en net jou eie hart ondersoek. Ons hoef nie mekaar se harte te ondersoek vandag nie, maar ondersoek jou eie hart en dink daai ding wat ek by uitgekom het en dit het nie uitgewerk soos dit moes nie en ek het daai water gedrink en ek het begin bitter word. Jy sien, bitterheid ontstaan nie oornag nie. Dis 'n proses wat gebeur en ek wil regtig vandag vir elke persoon dat jy weet om bitterheid in jou lewe toe te laat. Is gevaarlik. Dis lewensgevaarlik en ek gaan dit vanoggend vir jou wys. As jy Bybel het, kan jy lees Hebreërs 12 vers 14 en 15 sê: Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. En dan hoor wat sê hy: Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Nou defiled, ek het vinnig, ek gaan vir jou sê wat dit beteken. Dit beteken om to damage the purity or appearance van iets. Nou die defiled beteken, dit is goed wat aan jou vas kom plak het. Niks kan ooit jou waarde in Christus kom affekteer nie, kom wegvat nie, die waarde. Maar die refleksie van dit wat God in jou gesit het, bitterheid, wanneer dit binnenkom, dan die refleksie wat ek en jy moet uitgee of uitstraal word geaffekteer, it becomes defiled because of the root of bitterness. En jy hoor gou mooi sê die Passion Translation. Hy sê, watch over each other to make sure that no one misses the revelation of God's grace. Okay, vanoggend ek hierdie ding lees, ek het dit sommer vanoggend net in die Passion Translation kom lees. Watch over each other to make sure that no one misses the revelation of God's grace. So dit beteken ek en jy het verantwoordelik om te lewe sodat 'n ander persoon God se genade kan verstaan. Dan sê hy, and make sure no one lives with the root of bitterness sprouting within them, and which will also cause trouble and poison the hearts of many. Want die oomblik wanneer ek en jy bitterheid in ons lewe toelaat, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoe ons dit toelaat. Wanneer ons dit toelaat, word nie net jy geaffekteer nie, maar almal om jou. Dis waar altyd hierdie skrifte sê dit. Hy sê, and by this many become defiled. En daarso sê hy ook, dat it will cause trouble and poison the hearts of many. So die bitterheid wat ek en jy saamdra, omdat dinge nie uitgewerk het soos wat ons beplan het nie, word a way of life, en dis wat ons uitstraal, dis wanneer jy in 'n vertrek instap, dit wat jy in die vertrek inbring. So vanoggend wil ek hê jy moet verstaan dat bitterheid is nie, dis nie iets wat oornag gekom het nie. Ek het nie nou kwaad geword en môre loop ek met bitterheid nie. Bitterheid is 'n proses. Dis 'n proses wat gebeur het. Nou kom ek verduidelik vir jou hoe dit in jou lewe 'n wortel begin skiet. Hoe dit begin is,
soos ek sê, baie keer gaan ons dinge deur en dis nou nie hoe jy dit beplan het nie. Jy dalk in die begin van 2020 sê, hierdie jaar is die jaar wat ek 'n nuwe werk gaan kry en my finansies gaan draai en ewe skielik draai dit om en jou werkgewer laat jou gaan want as gevolg van die lockdown of daar's goeders in die lewe wat gebeur wat dit is nie hoe jy dit beplan het nie en dan is dit offense. Maar ek dink dit was Stephen Furtick wat dit nou die dag sê en dit het dit so mooi gesê. Hy sê offense is an event, but to be offended is a decision. So die oomblik kom wat daar's 'n moment wat gebeur en wat jy daarmee gaan doen is jou keuse. En wanneer jy dit laat jou affekteer, then I can become offended. Ek word offended met dit wat nie my way gegaan het nie. En dan wanneer sê nou maar die persoon wat dit aan jou gedoen het. Because I am offended. Die volgende stap, want dit is 'n proses, die volgende stap waarheen daai ding gaan is unforgiveness. Wanneer ons kom by unforgiveness, dan kan hierdie ding soveel kante toe gaan. En ek wil vir jou die skrif lees, dis in Ephesians 4:31-32, wat sê, lay aside bitter words, temper tantrums, revenge, profanity and insults, but instead be kind and affectionate toward one another. Has God graciously forgiven you? Then graciously forgive one another in the depths of Christ's love. Nou Here help ons. Terwyl ek hierdie ding lees vanoggend en jy moet altyd onthou dat wanneer die persoon hier wat hierso sit, die woord sny altyd eers binnekant toe voordat hy uitsny. So ek wil vanoggend toe ek hierdie ding lees en ek kom agter hoe graciously die Here my vergewe het. En as gevolg van daai liefde wat ek ervaar het, uit daai liefde uit moet ek ook kan vergewe. So die offense wat jy deel van jou gemaak het, jy het offended geword, word onvergifnis en die Here sê vergewe eerder. Maar as jy nie gaan vergewe nie, ek weet nie wie wat aan jou gedoen nie, maar vergifnis moet jy vanoggend verstaan, dat vergifnis is nie so seer vir die persoon vir wie jy vergewe nie. Vergifnis is vir jou. Vergifnis is om jou vry te maak van die situasie, want die volgende stap van die proses van onvergewensgesindheid is bitterheid. En wanneer bitterheid inkom, sit ons met 'n probleem. Dit is wanneer daarin begin wortel skiet. En hy begin allerlei vrugte kweek. Jy kan gaan kyk, daar's verskillende, jy kan dit gaan opsoek, karaktereienskappe of die tekens van bitterheid is haat, is jaloesie, is revenge, is agterdogtigheid, dis siektes, bitterheid. Wanneer dit kom op 'n plek waar dit bitter begin word binnekant jou, kan dit lei selfs tot siektes, en ek gaan dit nou vir jou wys, en selfs tot gedagtes van dood. Dis verskriklik, terwyl ek in die week voorberei, besef ek net, Here, ons sit in 'n plek waar mense regtig deur dinge gaan, hulle gaan deur struggles, hulle gaan deur dinge in hierdie lockdown wat onmenslik denkbaar is. Here, maar moenie laat ons op 'n plek kom waar ons bitter is nie, moenie op 'n plek kom nie. Daarom vergewe, as jou werkgewer jou laat gaan het, forgive them. As die president dalk iets sê wat teenkom, forgive him. As jy in 'n huishouding bly waar dit dalk tens is en dinge is nie lekker tussen die man en die vrou nie, rather forgive. Want die oomblik wanneer ons nie daai ding doen nie, begin dit op ons te groei, dit begin binnekant ons te groei. Die volgende stap is bitterheid, haat, jaloesie, revenge, agterdogtigheid. Nou, die van julle wat vir Caroline Leaf ken, sy is 'n mediese dokter en sy, as julle kan haar goed gaan lees, dis 'n amazing manier om te sien hoe ons gees, siel en liggaam aan mekaar vasgesit is. En sy sê, ek lees vanoggend hierdie ding wat sy skryf, keeping that unforgiveness, bitterness or worry, or not listening to your conscience, wat die Heilige Gees is, for example, will result in brain damage. Dis hoe erg, dit voel letterlik of jy sal, ek gaan die woord mal gebruik, of jy van jou, ek weet nie, of jy net heeltemal crazy wil word. Dit is wat bitterheid aan 'n mens begin doen wanneer dit begin wortel skiet. En dan die volgende stap is die dood. Geestelik,
begin jy al hoe meer dood te gaan binnekant jouself en dan ook fisies. Baie keer selfmoordneigings, selfmoordgedagtes het gekom van 'n offense oomblik, van 'n unforgiveness waar dit ingegaan het, die volgende stap betrek en ewe skielik begin hierdie ding jou van binnekant af op te vreet. En ek wil vir jou uit die Bybel uitwys dat dit regtig die waarheid is. 2 Samuel 16, ek gaan vir julle nou dit lees, is dalk iemand wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie, die persoon se naam is Agitofel. En in 2 Samuel 16 praat hulle van hom en hy is the man of God hierso. Hy is David se counselor, hy is the king's counselor en as hy gepraat het, ek gaan nou vir die skrif lees, hoor wat sê hulle, 2 Samuel 16 vers 23. Now the advice of Ahithophel, dis Agitofel, which he gave in those days was if one had inquired at the oracles of God. Dis wat hulle van hierdie ou sê, wanneer hy gepraat het, was dit asof hy uit die oracles van God uitgepraat het. Nou moet jy verstaan, this is a man of God. In 2 Samuel 17 pleeg hy selfmoord. En ek het so 'n bietjie gaan oplees, wat het hier presies gebeur. En as jy kan onthou van Batseba, Dawid het op 'n stadium van Batseba, hy het op sy stoepie gestaan en hy het al daar gesien bad en dit was eintlik 'n ander man se vrou gewees en hy het al begeer en hy het saam met haar gaan slaap en hy het op die ouende haar man laat doodmaak. Maar Agitofel was Batseba se oupa. Nou as jy vandag 'n oupa is en jy het 'n kleindogter, weet jy vandag dat if you touch, you die. Jy sukkel nie met my kleindogter nie, jy sal moeilikheid optel. En hier gaan Dawid en hy bring eintlik 'n disgrace oor Batseba wat Agitofel se kleindogter is. Met ander woorde, Agitofel het hierdie ding in sy hart gehad teenoor Dawid. Hy was sy counselor gewees, maar hy het hierdie ding in sy hart teenoor hom gehad wat hy nie meer gedeel het nie. En as jy kan die hele stuk gaan lees, is nie tyd vandag om in alles in te gaan nie, maar hy het regtig soos wat hy gaan het en hy was sy counselor, hy out of the oracles of God het hy gepraat maar in hierdie hoofstuk bietjie dieper in het hy begin revenge vat op Dawid en dit het oorgegaan in bitterheid. Want die oomblik toe hy het offense gevat oor dit wat hy met Batseba gedoen het. Dit het in bitterheid en hy het begin revenge vat. Gaan lees die hele stuk. En op die einde van die dag in 2 Samuel 17:23, now when Ahithophel saw that the advice was not followed, he saddled a donkey and arose and went home to his city. Then he put his household in order and he hung himself. En ek wil vir sê, dit is 'n kwessie van 'n hoofstuk waar 'n man van God nie met bitterheid in sy hart gedeel het nie. En hy kom op 'n plek waar hy selfmoord begin. Ek dink hy daaraan begin dink en op die einde van die dag het hy dit gedoen. En ek wil vanoggend vir jou sê, kom op 'n plek en deel met die seer in jou hart. Moenie toelaat dat die vyand 'n voet in die deur kry in hierdie tyd nie. Moenie dat bitterheid 'n wortel in jou gees skiet nie. Moenie toelaat dat alles wat almal aan jou gedoen het jou affekteer nie, want as jy gaan kyk, Dawid het op die einde bely oor dit wat hy gedoen het. Maar omdat Agitofel hierdie ding laat gaan het en hy dit laat groei, het hy op 'n plek gekom waar hy die dood gekies het. En ek het hierdie hele ding opgesom, hierdie storie het ek opgesom, om te sê, wisdom will be destroyed by bitterness. Dit maak nie saak wie jy is, maak nie saak wat se profeet jy is nie, maak nie saak wat se pastoor jy is nie, maak nie saak wat se apostel jy is, of wie ook al jy is, man of the hour with the power, ek gee nie om nie. Ons almal moet deel met die seer en die bitterheid in ons harte. Want dit kan ons vat, that it can take the wisdom and it can destroy it. So vanoggend vra ek vir jou, maak jou hart oop, maak jou hart oop. Laat die Here kom en as daar seer is in jou hart, deel daarmee, let it go, forgive, let it go. Kom ons kom terug by Exodus 15. Exodus 15:23, ons het nou dit ook gelees, maar by die tweede stukkie van dit lees, wat sê, therefore, the name of it was called Mara. Hierdie Israeliete gee vir hierdie plek 'n naam. Hulle gee vir dit 'n naam, en ek wil vir julle sê, wanneer jy dit 'n naam gegee het, is dit official. Dit behoort aan jou, dit is deel van jou lewe, dit is joune. En ek wil net vanoggend sê, as jy uit 'n bloedlyn uitkom van, kom ons sê,
Hulle het gesê, nee wat, depressie is in ons bloedlyn. Hulle het dit 'n naam gegee. Ek wil vir jou vanoggend sê, God het jou 'n naam gegee, and that is to be a chain breaker. Dit is 'n plek waar God jou kies om 'n stop te sit. It will end with you. Stop giving it a name. Laat dit gaan en om te sê, oh, we are blood washed. This bloodline is blood washed by the blood of Jesus Christ. Dit is waarvoor God jou kies. Moenie die goed in jou lewe 'n naam gee nie. Moet dit nie joune maak nie. Moet dit nie offisieel maak nie. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het dit 'n naam gegee. Bitterheid is gevaarlik. Jy sien die ding is, wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons op 'n moment van offense is, you can either choose to be bitter or you can choose to be better. Jy het altyd 'n keuse wat jy daarmee gaan doen. Exodus 15 vers 25. So he cried out to the Lord. Nou hulle praat hier so van Moses. So he cried out to the Lord. And the Lord showed him a tree. When he cast it into the water were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. Nou, as jy hierdie stuk gaan lees, daar's 3 goed wat gebeur en wat Moses gedoen het in hierdie stuk. Die eerste ding wat Moses hier gedoen het, he called out to God. Nou ek weet nie wat jou omstandighede is vanoggend nie, ek weet nie wat jou ding is vanoggend nie, maar ek wil vanoggend vir jou vra, is jy in hierdie situasie, is jy 'n Moses of is jy 'n Israeliet? Die Israeliete het aanhou kla, Moses doen iets, Moses die water, jy vat ons heeltyd van een plek na 'n volgende plek, dinge werk nie uit vir ons nie, of is jy 'n Moses vanoggend? En Here, ek het so 'n bietjie begin dink en ons roep en ons commission, ons assignment, ons mandate is to make disciples in hierdie tyd selfs, en die Here wys my die verskil. Vanoggend sit jy dalk en jy's gered, maar jy's nie 'n disipel nie. En ek wil vanoggend dit op die tafel sit. Want party van ons is gered, but we are not disciples. En wanneer ek vir Moses vandag kyk hierso, he is a true disciple of God. He is a true disciple, want hy is die een wat die leiers, hy vat die leiding, hy sê ons gaan hier deurkom. And he cried out to God. He fully surrendered to God. Hy het gesê, Here, ons kan nie hierdie sonder U doen nie. Ek roep uit, waar ek slaan my oë op na die berge, waarvan vandaan sal my hulp kom. En in 'n plek waar die Israeliete net murmureer en kla en alles is 'n probleem en nou is die water weer bitter en ons het net, ek wil vanoggend vir jou sê, be a Moses in this time. Take lead. Let's call out to God so that He can be the way maker, so that daai song sê, He is a miracle working God. Dit is wie hy is. En Moses roep uit, want hy het God gesien beweeg, net 'n paar kilometers terug by die Rooi See het hy God sien beweeg. So he knows God will move again. And I want to tell you this morning that God will move again in your life. He will do it again. Kyk terug en kyk wat, dis al wanneer ons terugkyk, is dit wat God reeds in ons lewens kom doen het. Daar waar hy vir ons 'n deur oopgemaak het, daar waar hy vir ons 'n plek oopgemaak het, daar waar hy aan die kruis hang en die liefde wat hy vir my en jou het. Dit is waaraan ek en jy vashou. En hy sê, hy roep uit na God. Die tweede ding wat hy doen, wat gebeur in hierdie stuk is, in die Afrikaans sê hy, en God het vir hom 'n stuk hout gewys. Nou in die Engels sê hy, and the Lord showed him a tree. Nou, dit was vir my eintlik so significant, maar hoekom sal God nou vir hom 'n stuk hout wys op daai stadium? Kom ek lees vir hierdie skrif. 1 Petrus 2 vers 24 sê, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Daai stuk hout, the tree is showing on the cross. Soos wat ek so rukkie terug bedien het, elke keer wanneer jy terugkyk, sien jy Jesus in die Ou Testament, alles wys op Jesus, en hy staan en hier staan hulle by 'n poel van bitterheid. En God sê vir Moses, ek wys vir jou die kruis, en vanoggend wil ek jou so encourage, om vir jou te sê, kyk verby die poel van bitterheid, kyk verby die situasie waarin jy jouself bevind, en die Here sê, fix your eyes on me,
see what I have done on the cross. Wat die Here by die kruis kom doen. By die kruis het hy sy liefde oor ons uitgestort. You are so loved by a king. Hy het ons kom vergewe. Hy het ons kom vrymaak. Hy het ons kom vul met krag. Dit is wat by die kruis gebeur het. En die Here sê vanoggend vir jou, kyk verby jou situasie, kyk verby dit en kyk na die stuk hout, die kruis. Look at the tree. Dit is wat hy vir hom gesê het. As jy vanoggend op 'n skaal jou bitterheid teen die kruis begin probeer weeg, wil ek vir jou sê dat bitterheid word soos niks voor die kruis van Jesus nie. Dit word soos niks. Jy kan nie hierdie goeders bymekaar sit nie. Jou probleem word soos niks by die voete van die kruis. Dit wat daar gebeur het. So as jy aan die kruis dink, waaraan dink jy? Ek dink aan oorwinning. Ek dink aan liefde, ek dink aan vergifnis, ek dink aan genesing, ek dink aan deurbraak. Dit is waaraan ek dink wanneer ek my oë op die kruis hou, nie op die situasie nie. En dis wat iemand vanoggend moet hoor is, hou jou oë op die kruis. En dan die derde ding het hy vir hom gesê, vat daai stuk hout en gooi dit in hierdie bitter water. Dit is wat hy vir hom gesê het. En as jy dit gaan lees, sê hy, die oomblik toe hy die stuk hout in die water gegooi het, the bitter water became sweet. Die oomblik wanneer jy jou oë op die kruis hou, en nie op jou probleem fokus nie, there comes an exchange. Dis elke keer 'n exchange. It was exchange of bitter water for sweet water. Dit is wat gebeur het toe hulle die kruis in die water gesit het. Nou vanoggend, ek weet nie wat jou situasie is nie, maar oral in die woord kan jy gaan lees van 'n exchange wat gebeur het. Ons het vanoggend daai sang gesing ook wat sê I will move from darkness to light. Hy sê in Isaiah praat hy van I will give you the garment of praise for the spirit of heaviness. It's an exchange. I say, I will give you the oil of joy for your mourning. Dis 'n exchange. Maar ek en jy moet ons op die kruis hou om daai exchange te beleef in hierdie tyd. Daar's 'n song, 'n nuwe song wat ons sing wat sê, you will turn the graves into gardens. En dit is presies wat die Here kom doen in hierdie tyd as jy jou oë op hom hou. Daar's genesing by die kruis, daar's liefde by die kruis, daar's vergifnis, daar's hoop, daar's vrede, daar's krag, daar's lewe by die kruis. Ek weet nie of jy op 'n plek is vanoggend waar jy jouself moet beplan nie. There is life at the cross. En vanoggend moet nie dit, as jy dit op 'n skaal sit, wil ek vir jou sê, selfmoordneiging, selfmoordgedagtes, hopeloosheid, enige vorm, depressie, wat ook al jy beleef, when it comes to the foot of the cross, it becomes the exchange. Dit word soos niks voor die Here nie, en dit wat hy vir jou het, sal hy vir jou bring. It's a setup. Elke keer wanneer jy by die water kom van bitterheid, wil ek hê jy moet dit nie as 'n trap sien nie. Want dit kan 'n trap wees, but I see it as a setup. I see it as a setup. Because you can choose either to become bitter or you can choose to become better. And it's a setup for us to grow. Wanneer jy kom by daai plek en die moment van offense of die moment van onvergifnis kom jy eintlik by 'n plek waar die Here jou 'n setup gee sodat jy kan groei uit daai situasie uit. Daarom het ek en jy so nodig om ons harte en ons oë op Jesus te hou. Ek dink aan 'n storie van Maria waar sy in 'n plek ingestap het waar die disippels saam met Jesus geëet het. En Maria kom by hierdie vertrek in en julle kan die storie gaan lees en terwyl sy instap, begin die disippels goeters oor haar te sê, maar wat soek sy hier? Wat is sy? En daar begin 'n atmosfeer te kom, 'n bitter atmosfeer wat sy moes beleef, maar ek is hier om Jesus, ek wil net Jesus sien en hulle begin teen haar te kom en sy stap in hierdie bitter waters in. But because ek sien dit in altyd wanneer ek aan haar dink, sien ek how she just kept her eyes fixed on Jesus. En maak nie saak van al die goed wat hulle gesê het langs die kant en want sy kon 'n oomblik gehad het wat sy besluit het ek gaan kwaad word en ek gaan omdraai en ek gaan uitloop en ek gaan die deur toeslaan. But no, she kept her eyes fixed on Jesus because she was there for one reason and that is to worship Jesus. En sy het haar oop om gehou en sy het op
nie neergeval en sy het Jesus se voete begin was met hare en sy het sy voete gesalf en daai flesie wat sy by haar gehad het verskriklik lekker geruik en toe sy daai fles breek en sy begin Jesus se voete te salf en hom te salf met dit. Ewe skielik daai hele atmosfeer wat bitter was, die hele atmosfeer wat teen haar was, because of her true worship, the whole atmosphere became sweet. That is what happens when you keep your eyes fixed on Jesus and your worship and the whole approach, your perspective becomes a place of influence for other people around you. So ek wil vanoggend vir jou sê, Mary kon uitgestap het, maar sy kon uitgestap het, sy kon nie deur toe gestaan het en sê, ek het tyd vir die disippels so hoe hulle teen my kom en wat hulle van my sê nie. No, she kept her eyes on Jesus. Let your worship become a sweet fragrance in your house. Let your worship become a sweet fragrance wherever you go. Nou, tussen vers 25 en vers 27 kom daar 'n skuif. En ek glo maar hier kom die deel in wat ek glo jy moet in jou hart vasmaak vanoggend, want ons is almal in hierdie proses. Almal van ons het op 'n plek gekom waar jy kon vereenselwig met iets wat ek vir jou sê, but this is the prophetic insight that's coming your way now, and you have to take this, you have to perceive it, jy moet dit vat, jy moet dit jou eie maak vanoggend. Want daar kom 'n skuif. Dis hoe ek gesê het, my tema is look ahead. Moenie vasgevang word met die water van bitterheid nie, moenie vasgevang word in al die goed nie, maar kyk vorentoe, want hoor hierso. Exodus 15 vers 26 en 27. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do not do what is right in his sight, give him ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought out of on the Egyptians, For I am the Lord who heals you. Then they came to Elim. Nou as jy by iemand sit, sê vir hom, skree vir hom, doen, sê Elim. Jy moet die woord Elim nou sê. Jy moet weet dat ons is by 'n plek van Elim. High five hom of high five yourself of doen net iets, maar ek wil hê jy moet vandag die woord Elim onthou. Where there were 12 wells of water and 70 palm trees, so they camped there by the waters. Nou, party van ons is, ons bid en ons sê, Here, beweeg my, ek kan nie meer hierdie, ek wil uit, ek wil vorentoe, maar dit voel vir jou of jy net nie vorentoe kan gaan nie, en ek wil vanoggend vir jou sê, as dit dalk 'n plek is waar jy dalk met die bitterheid in jou hart met deel, is dit 'n goeie plek, because God wants to take you forward, He wants to stretch you, He wants to take you forward, maar baie keer is ons stap by die waters van Mara, maar hier's 'n plek, net 'n paar meter, 'n paar kilometer vorentoe met die naam van Elim, en dis waar ons nou veronderstel is om te wees. Ek weet ons is in 'n lockdown, en dit klink soos 'n goeie plek wat ons kan Mara noem, but God says no, this is not the time for the bitter waters of Mara, this is the time for Elim. Nou, kerk, Facebook, online, friends, wie ook al vanoggend kyk, deel met die bitterheid sodat ons kan vorentoe gaan. Want ek glo my hart, die Here wil iets kom doen in hierdie tyd. So wat ook al jy mee deel, laat dit gaan. Laat dit gaan, let it go, vergewe. Laat dit gaan, hou op om jammer te voel vir jouself. As jy ooit geweet het, een van die gevaarlikste goed in hierdie hele wêreld is om jammer te voel vir jouself. Let it go. Die grudges wat ons hou teen mekaar, let it go. As dit jou werkgewer is, as dit jou man is, as dit jou vrou is, let it go. Because we are entering a place called Elim. Vanoggend lees ek en hierdie skrif, ek het dit nou geshare op Facebook, dit het my so gebless. En ons gaan almal deur hierdie goed en ons verstaan nie altyd weer, maar hoekom moet ek deur hierdie goed gaan onthou? The valleys will teach you what the mountaintops cannot. En hoor hierdie beautiful skrif, is ook die Passion Translation, Hebrews 12 verse 11 to 13. I say, now all discipline seems to be more pain than pleasure at the time. So ons voel, Here, maar ek kan nie meer die pressure vat nie, ek kan nie meer hierdie dinge vat nie, ek kan eenvoudig nie meer deurgaan nie, maar hy sê, yet, later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it.
Do not give up, friends. Do not give up. Moenie opgee nie. Want dit wat jy deurgaan is besig om jou karakter te shape en daar's 'n harvest of righteousness and peace wat besig is om in te kom. So be made strong even in your weakness by lifting up your tired hands in prayer and worship. I know some of you are so tired. Dit voel vir jou, Here, ek kan eenvoudig nie. Die Here sê lig op daai moe hande en begin my te aanbid, begin te bid, want in dit is daar besig om iets te draai vir jou. And strengthen your weak knees, for as you keep walking forward on God's path, all your stumbling ways will be divinely healed. Beautiful is dit. Ek wil vandag vir sê, moenie opgee nie. Moenie opgee nie. It's the time of Elim. Ons is verby die waters van Mara. Hierdie is nie 'n tyd om te kamp by die waters van Mara nie. Dis nie tyd om jou bitterheid 'n naam te gee nie. Dis tyd om in te stap in die tyd van Elim. Elim het 12 fonteine gehad. Nou onthou, hulle kom by die plek van Mara en hulle broei die water en dis bitter. Dis nie lekker nie, maar hulle kom by die plek van Elim. En daar's 12 fonteine en 70 palmbome. En dit wys, ek het sommer 'n klomp goed neergeskryf wat die Here vir my gewys het, waar dit op vir my wys. En ek wil weer vir jou sê, it is the time of Elim. Die wat ons nou is, dit is wat ek en jy nou kan beleef. Dit is wat in die geestesrealms is. Dit is beskikbaar vir my en jou. Ja, ons is in lockdown. Ja, dis 'n ekonomiese, ons voel dalk dis 'n krisis waarin ons is. Ja, hier's 'n pandemie in die wêreld. Yes, it's true. But we as children of God are stepping into this place of Elim. Dit is wat ek in my hart glo en mense wat goddelike principles, beginsels in hulle lewens toepas, het ek gesien hoe God hulle bonatuurlik seën in hierdie tyd. Ek het dit gesien. Dit is die Here in die begin van aan die einde van 2019 gee die Here vir ons hierdie woord Kingdom First 2020. En ons weet nooit gewoonlik eers hier in die helfte van die jaar kom ons agter hoekom die Here hierdie woord vir ons gegee want ons nie geweet nie. But now I know it's because his kingdom has come. En dit wat ek en jy doen moet geestelike beginsels wees, goddelike beginsels, koninkryksbeginsels in hierdie tyd toepas en nie kyk na die wêreld nie, nie kyk wat die nuus sê nie kyk wat fake news bring nie, but we have to focus on the kingdom and on the king. Nou die plek van Elim, 12 fonteine, 70 bome. Hierdie is 'n plek van, as jy aantekeninge maak, skryf dit neer. This is a place of rest. Dis 'n plek van rus. Rus in die Here. Ek wil graag hierdie sê. Ons kan nie net wat vir my rus in die Here, wanneer ons rus in die Here, en dis iets wat die lockdown regtig vir my geleer het, is om net weer soos Maria by Jesus se voete te wees. Martha was besig en sy was heeltyd besig om haar goedjies te doen en reg te doen, but there comes a time when we sit at the feet of Jesus. En wanneer ons sit by die voete van Jesus, dan kom imparт hy goed in ons harte en hy stuur ons weer. So daar's 'n tyd in die rusperiode en dan wat dan gebeur is, ons werk uit rus uit. Ons operate uit rus uit. Nie uit werke en performance en hoe gaan ek hierdie maak werk en hoe gaan ons hierdie en daai struktuur bymekaar, hierdie plan bymekaar sit. No, when you sit at the feet of Jesus and you just rest in him. When you go out of that place, you operate out of a place of rest. Jy bedien uit 'n plek van rus. En dit is presies, Elim was 'n plek van rus. Dis 'n plek van voorsiening. Hoor my kerkfamilie, it's a place of provision. Yes, finansiëel, waarvoor jy die Here vertrou, dit is 'n plek van voorsiening. Dis 'n plek van refreshing. Ek kan nie dink hoe hierdie ouens in hierdie plek sien en soos hardloop vir die palmboom en hulle lê daarso. It's refreshing. Dis lekker, dis vars, dis nuut. We are in a Kairos time. Dis iets nuuts wat die Here kom doen. Be refreshed in this time. It's a place of restoration. Waar die ouens, ek dink hulle voete was seer, hulle het hulle skoene uitgetrek. Hulle en die Here het net gekom en in hierdie plek kan hy jou restoreer, die plekke wat seer gekry, die plekke wat moeg is. It's a place of restoration. It's a place of abundance. Dis 'n plek van oorvloed. Ek wil vir jou sê in hierdie tyd, staan op die woord wat die Here sê, in sy woord sê, my beker loop oor in hierdie tyd. Dit beteken, dis 'n plek van meer as genoeg. En ekonomiese disaster, yes,
Die woord van die Here sê, dis 'n plek van meer as genoeg. En wanneer God se woord so sê, ek hoor iemand sê in die week iets wat amazing is. Hy sê, as jy dan nou alles lees, as jy dan alles glo wat jy lees, begin dan jou Bybel te lees, want dan sal jou lewe getransformeer word, want glo dit wat die Here sê, en ek glo dit wat hy sê. So this is a place of abundance, oorvloed. Dis 'n plek van genesing. Hierdie waar ons nou is 'n plek van genesing. En dan die laaste ding, is 'n plek van, en miskien al die teoloë en al die slim mense, ek weet nie, dis nie wat die Here vir my gewys het, en dit was vir my so significant. Ek weet ek hou daarvan om te gaan kyk, wat beteken 12, wat beteken 7, die 12 is al die tribes gewees, en 70 beteken is all inclusive, so, maar ek wil nie oor dit praat vandag nie, ek wil met jou praat oor wat die Here spesifiek vir my gewys het, en dit maak my so opgewonde. In die week was Hemelvaart gewees, en as jy gaan lees, wat is die laaste woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het? Was gewees, gaan en gaan maak disippels. Hy het vir hulle instruction gegee, hy het vir hulle instruksies gegee, dit was sy laaste woorde. Ek neem aan, as jy jou laaste woorde vir iemand gee, is dit redelik belangrik. Jy gaan nie daar net 'n klomp goed praat nie. Dit is belangrik. Jesus gee vir sy disippels 'n instruksie. En ek wil vanoggend vir jou sê, are you only saved or are you a disciple? Because at this time, a place of Elim is a place of instruction. Hoor mooi, hoor wat wys die Here vir my, en ek hoop hierdie gaan jou bless. Ek gaan kyk na die 12 en die 70, ek so 'n bietjie gaan opsoek en gaan kyk wat het dit met mekaar te doen, en hoor wat wys die Here vir my. So die laaste instruksie wat Jesus vir sy disippels gee is, gaan en gaan maak disippels. Alright? Lukas 9 vers 1 tot 2, praat Jesus met, hoor hierso. Then he called his 12, onthou 12 fonteine, 70 bome. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Hy stuur hulle. Hy gee vir hulle instruksie, die 12. Lukas 10, vers 1. After these things the Lord appointed 70 all others also, and sent them 2 by 2 before the face into every city and place where he himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Go your way, behold, I send you out as lambs among wolves. Vers 8 tot 9. Whatever city you enter, and they receive you, eat such thing and set before you, and heal the sick there, and say to them, the kingdom of God has come near to you. This is a place of instruction. He spoke to the 12 and he spoke to the 70. This Elim is a place of instruction for me and you, but we're going to operate out of a place of rest. Wanneer ons uit hierdie lockdown uitkom, it will be a place of rest, that it will not be about performance, it will not be tiring, dit gaan nie jou moeg maak nie, dit gaan nie werke. Ek voel regtig in my hart in die volgende seisoen, performance will be exposed. Dit sal 'n bitter smaak in mense se monde los. En daarom is dit nodig dat ek en jy in 'n plek van Elim inkom, that we need to rest, we need to be restored, we need to be refreshed, we need to be healed, we need to listen to the instructions. En ek glo my hart, oh man, we are on the verge of Pentecost. Die uitstorting van die Heilige Gees, want in Handelinge 1 van vers 8, hy het vir hulle die instructions gegee, hy het vir hulle die commission gegee, hy het vir hulle die mandate gegee, and we are on the verge of Pentecost. En dan sê hy in Handelinge 1 vers 8 vir hulle, toe sê hy, gaan en gaan wag in die bokamer, because I will send you the helper, the Holy Spirit, and when you receive the Holy Spirit, you will receive power. My friends, ek wil vir julle sê, this is a prophetic word for someone. In die wag, in die rusplek waar ek en jy nou is, in the praying, ek weet, ons is saam met Lewende Woord,
Reg oor die land, is ons in 'n 10 dae van vas en gebed. We are praying for revival. We are praying, we are standing together in hierdie tyd, soos wat ons wag op die afwagting van die uitstorting van die Heilige Gees. Ek glo, net soos wat Paasfees hierdie jaar 'n Paasfees was wat ons nog nooit van tevore beleef het nie, gaan ons hierdie uitstorting van die Heilige Gees nou beleef soos wat ons dit nog nooit beleef het nie. En ek wil vir jou sê, hierso het hy die commission, dis 12 en die 70, the instructions, but the Holy Spirit is coming, and it will be an empowerment, it will be a refreshing, it will, and I said also, when you receive the power of the Holy Spirit, you will become witnesses. You will become witnesses, what? To go and make disciples. So hierdie plek van julle, maar gaan dit weer noem, ek wil hê jy moet verstaan, dat kom weg van die waters van Mara af, deel met die seer in jou hart, moenie net wegloop nie, deel met die seer in jou hart, kyk na die kruis, sodat voordat jy by die waters van Mara verbyloop, dat die kruis, die bitterheid, soet in jou lewe begin maak het. Uit daai plek uit beweeg jy aan, na dit wat die Here vir jou het in Elim, 'n plek van rus, 'n plek van voorsiening, 'n plek van refreshing, 'n plek van restoration, 'n plek van oorvloed, 'n plek van genesing, and a place of instruction. Heed unto the voice of the God of the Lord. En ek wil vir jou sê, in die begin van hierdie lockdown het die Here vir my gewys, daar's 'n in die stilte gaan jy hoor wat die Here in jou besig is om in jou in te sit vir die volgende seisoen. En die ding is, hoe meer jy luister, hoe makliker gaan jy operate uit dit uit. En die Here het vir my amazing goed kom wys in hierdie tyd. En ek wil vir jou sê, this is a place of instruction. Maak jou hart oop in hierdie tyd om God se stem te hoor. Hou jou oë op hom. Look ahead. There's change, there's rest, there's provision, there is Pentecost. Net hier voor ons. En ek glo my hart vanoggend dat hierdie regtig iemand uit 'n plek sal kry van Mara en aanbeweeg na 'n plek waar God ons wil hê. Maak nie saak van die omstandighede nie. In die Gees, it's a place of Elim. En ek wil vanoggend, ek wil 'n geleentheid gee, as jy vanoggend kyk, wil ek vir jou geleentheid gee. Ek weet nie kyk nie, ek kan nie almal se name sien nie, ek kan nie sien wie kyk nie, maar miskien is dit jou eerste keer wat jy vanoggend kyk, miskien het jy ingeskakel en jy het deurgekyk en die Here het regtig hierdie ding vir my kom oopbreek oor, are you saved or are you a disciple? En ek het so 'n bietjie studie gaan doen en gaan kyk hoe is elke disipel dood en wat het hulle gedoen, hoe is hulle gekies, wat se werke, en ek het net myself 'n bietjie my refresh op dit en ek wil vir jou sê, die enige uit die 12 disciples was Johannes die enigste een wat aan natuurlike oorsake dood is. Verder het hulle almal gemartel, lewendig geslag, onderste bo gekruisig, hulle is met swaarde doodgesteek, hulle is gestenig, dis wat die disciples deurgegaan het, en ek wil vandag weer sê, ons dink die oomblik wanneer ons Jesus kies, dat alles net goed sal gaan, dat alles net lekker sal gaan, maar ek wil vir jou sê, die oomblik, omdat hulle elke discipel, een van hulle, ek kan nie onthou wie was het gewees nie, hy het hom gekruisig, en hy het vir 2 dae het hy nog gepreek aan daai kruis. Weet jy hoekom? Because he had an encounter with the authentic Jesus. Dis hoekom, wanneer ek en jy deur goed gaan, iemand wat net gered is, die oomblik wanneer die slag kom, dan gee jy op. Jy wil nie meer nie, kerk is nie vir my nie, Christenskap is nie meer vir my nie, skwaad vir God. But if you have an encounter with the authentic Jesus, with the love of Jesus, wil vandag vir jou sê, die dag toe ek Jesus ontmoet het, 18 jaar terug, I had an encounter with his love, and I'm still riding that same wave where I'm sitting here right now, because of his love, not because of anything else, because of his love. En ek weet nie wie jy is vanoggend nie, en ek bid dat God se liefde vanoggend oor jou sal spoel, daar waar jy is,
daar in jou huis, I can feel the presence of God here, so I know He's with you. Dis wat ek elke keer bid voor ek bedien, en ek sê, Here, ek weet dat die salwing hier is, Here, maar laat die salwing, laat U teenwoordigheid in elke huis teenwoordig is, wat vanoggend kyk, en ek bid vanoggend, dat daar iemand is, that you will have an encounter with the love of Jesus, with His grace. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoeveel mense saam jy geslaap het nie, maak nie of jy moord gepleeg het, maak nie saak of iemand gemolesteer het nie, maak nie saak of jy verkragt is, maak nie saak hoe disgraceful jy voel vanoggend nie. Die dag dat ek Jesus ontmoet het en ek het gestaan en ek het disgraceful gevoel. I was a disgrace for my family. I was a disgrace for my parents. But the moment when I had an encounter with Jesus, with His love and His grace, my life was changed forever. En ek bid vanoggend vir die persoon wat kyk, dat jy 'n ontmoeting met Jesus sal hê. Nie met kerk nie, nie met 'n boodskap nie, nie met 'n liedjie waarna jy geluister het, but that you will have an encounter with His love. Because then you will become a true disciple. You will go until the end. Jy sal nie Jesus deny nie, jy sal reg gaan deur tot die end. Dit is wat ons sterk maak, dit is wat ons hoop gee, is die liefde en die genade van Jesus. So ek wil volgende vir sê, as jy kyk, ek weet, hier's disciples, gaan kyk wat is 'n disciple. This is a follower of Christ. Toe Jesus op pad is na sy kruis toe, die laaste woorde wat hy vir sy disciples gesê het is, in this world will have trials and tribulations, but be of good cheer, because I have overcome the world. When you face the bitter waters of Mara, fix your eyes on the cross. Fix your eyes on Jesus, because He has overcome every situation. He has overcome every sin. En ek wil volgend, as jy dalk net gered is, ek baie keer dan kyk ek so na Facebook en dan dink ek, Here, is hierdie disciples wat hier kom en wat praat, en dan dink ek, Here, help ons, that we will not only be churchgoers, that we will not only be religious folks, that we will be disciples of Christ. Daai skrif wat gesê het, dat ek en jy so sal lewe, dat ander mense die genade van Jesus sal beleef. En vanoggend is dit my gebed, dat elke persoon, that we will not only be saved, that we will be discipled, that we will not only be the Israelites in this time, but that we will be the Moseses that will lead. Here, ek bid vanoggend, Father, I pray over every household this morning. Maybe it's a mother only, she's watching by herself, Father. I pray over them. Father, I pray that they will experience the place of Elim. Father, I pray that there will be a move, that there will be a shift, that there will be a change in the spiritual realms in every house this morning. Father, I pray that there is people, Father, that they have been done wrong, Lord, and they need to forgive. Father, sometimes we really need your help. We need your grace to forgive someone. And Father, I pray those that has really been hurt, Father, that your grace will be with them and you will give them grace to forgive this morning. Father, that they will be set free. As you forgive, ek weet nie wie jy is vanoggend nie, miskien het jy net nodig om te vergewe. Miskien het jy net nodig om jouself vry te maak van daai situasie, los te maak, sodat die Here kan kom en jou skoon kan kom was. Vader, ek kom vanoggend en daar waar mense sit wat reeds bitterheid beleef. Father, I pray for healing in their bodies. I pray that root of bitterness will be uprooted this morning, Father. I pray that it will not leave a wound, Father, but a scar, that they will be only it will be a testimony what has happened to them and how you have healed them. Vader, ons laat die bitterheid gaan vanoggend. Here, vat ons weg, Here, van die plek van Mara af, van die bitter waters van Mara, soos wat ons op die kruis hou. Dankie, Here. Ek bid ook, Here, ek wil vanoggend net spesifiek bid vir mense wat die Here vertrou vir werk. Ek bid vanoggend, Here, mense wat die Here vertrou vir werk. Ek bid dat U vir hulle bonatuurlike deure sal oopmaak in hierdie tyd, place of Elim, Father, that they will taste and see that the Lord is good. Father, I pray for open doors. I pray for an open heaven, Father. I pray for finances this morning, Father, that you will just intervene for us. Dankie, Vader, dat U ekonomie nooit skade ly nie, dat ons koninkryk, U koninkryk nooit skade ly nie. Dankie, Here, vir elke persoon wat vanoggend gekyk het. Here, ek bid ook dat your joy will be our strength in this time. Ek bid dit vir elke persoon en
be blessed en ek bid regtig dat in hierdie tyd dat jy die plek van Elim sal intree. Maar onthou om jou oë te hou op die kruis by die plek van bitterheid. And when you come to the bitter waters of Mara, it's a setup for you to grow. It's a setup for you. It's a stepping stone to grow in Christ en om jou karakter gebou te kry. So bless julle, ek is lief vir julle en ons sien mekaar binnekort. Ons profeteer dit dat ons mekaar binnekort sal sien en dat ons saam kan worship, saam kan fellowship. I love you en ons sien mekaar binnekort. Amen.